Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 21ste Augustus, Vrydagoggend. Good morning all you beautiful people here on the 21st of August, and welcome to another video of the Federal Alliance of Southern Africa. We're going to look at institution specification number 011. Ons kyk 'n bietjie na 011, dit is die familie en die burger van die land. The family and the citizen. Familie is belangrik. Family is important. Family is seriously important, and that has to be our focus. Because right through all these videos, you've come to realize now that the government starts with you, the citizen. Die regering begin by jou, die burger. En is interessant dat daar vanoggend 'n peiling was op vriende van die adviesraad oor spesifiek 'n deel van hierdie topic, hierdie gedeelte waarmee ons besig is. En goeiemôre Anneliese. En dit is baie belangrik dat ons verstaan dat ons families is die belangrikste ding wat kan bestaan. Ons weet dat die vyand van die mens het gekom om die familie te breek. En hy het dit gedoen op verskillende maniere. Hy het dit gedoen deur alkoholmisbruik. Hy het dit gedoen deur opioid misbruik, drugs en sulke goed. Hy het dit gedoen op soveel verskillende maniere. Weddings are broken, children are broken. We have many families that are a one-parent family, een persoon familielid. Dan het ons families wat glad nie eens bestaan nie, waar die kindertjies op ashope rondhardloop, om te survive. What type of mentality does that child grow up with? So our families are the crucial, integral part of society, and we need to protect our families. That's where we start, with that unit. We need to start with that unit. Willie, goeiemôre. Ons moet begin by die familie. Ons moet. Jy moet jou eie vrou lief hê, sê die Bybel. Jy moet na jou kinders kyk. Jy is verantwoordelik om daardie familie-element by mekaar te hou en seker te maak dat die familie funksioneer goed. If you have people in your family that you need to apologize to, that you need to reconcile with, do it. Doen dit. Kom ons bou daai familie eenheid. Dan het ons die groter familie. 'n Familie wat al hoe kleiner word, soos wat die wêreld vir ons wys hoe klein dit kan word. Hierdie wit nasie, Kaukasiese nasie, raak al hoe kleiner in hierdie wêreld. Ons word sistematies, stelselmatig uitgewis. Of jy dit nou wil glo of nie. It doesn't matter. It's a fact, not a conspiracy theory. It's a fact that the Khazarian Empire, the Jews, hate the Caucasian Empire. It's a fact. And all wars, alle oorloë, is gebaseer op daai beginsel. Jy die Khazar Jode wat probeer om die Kaukasiese lande oor te neem, stadig maar seker. Dan het jy Satan wat die moslims gebruik om die Khazar Jode uit te wis, of te probeer uitwis.
want die duiwel wil nie sy plek verruil in die wêreld nie, nie met die mens nie. Whether you believe that or not, that's your prerogative. But we, good morning, Mani, we are part of the white tribe of the world. And we need to focus on staying white. That's not racist. That's truth. You lose your identity, you lose your culture. You lose your culture, you lose your history. You lose your history, you become nothing. Verloor jou identiteit, jy verloor jou kultuur, verloor jou geskiedenis. Verloor jou geskiedenis, dan word jy niks. So dit help nie ons het hierdie stryd tussen boer en boer-Afrikaner en Engelsman en al daai goed nie. Dis nie ons vyand nie. Ons vyand is selfs nie Afrika nie. Verskoon tog. Ons vyand is onnoselheid. Dis ons vyand. Ons moet leer dat die familie en die groter familie is die belangrikste ding vir enige land om behoorlik op te staan, te regeer te word, om behoorlik sekuriteit te hê, welvaart en dies meer. That is why we at the Federal Alliance, we look at the family and the citizen, die familie en die burger. The family and the citizen are recognized by the Federal Constitution as the foundational social institutions of the Alliance. The Constitution exists to protect them. Hello, Mani. Ek klap jou goeiemôre gesê, sorry man. The government exists to serve them, and the Alliance exists to preserve the conditions in which they may flourish. Die konstitusie bewaar het. Die regering moet hulle dien en die alliansie beskerm die toestande waarin die families kan floreer. Dis baie belangrik. Die doel van hierdie hele storie, the purpose is, the family is the first community. Die familie is die eerste gemeenskap. The citizen, die burger, is the first bearer of the constitutional responsibility. Jy as burger, jou eerste verantwoordelikheid is die konstitusie. Every constitutional institution ultimately exists for their benefit. Elke konstitusionele instelling is daar vir jou voordeel. Without families, there are no communities. Sonder families is daar geen gemeenskappe nie. Andrew, good morning. Without communities, there's no states. Sonder gemeenskappe is daar geen state nie. Without states, there is no alliance. Sonder state is daar geen alliansie nie. Dis eintlik my tweede koppie koffie vanoggend. Een gekry in die bed vanoggend. Very good. The citizen, die burger. Citizens are not subjects of government. Luister na hierdie een. Citizens are not subjects of governments or subjects of kings. They are participants in constitutional civilization. Hulle is rolspelers in 'n konstitusionele samelewing. Every citizen possesses constitutional rights. Elke burger het konstitusionele regte. Maar elke burger het ook konstitusionele verantwoordelikhede. Vryheid en verantwoordelikheid sal altyd saamloop. Vryheid en verantwoordelikheid sal altyd saamloop. As ons kyk na ons huidige situasie in Suid-Afrika, nee.
Die mense soek vryheid, maar hulle beoefen nie verantwoordelikheid nie. As hulle van verantwoordelikheid beoefen het, het hulle al lankal teen hierdie gepepel bo hulle opgestaan. As hulle verantwoordelikheid verstaan het, het hulle al lankal al die vrotverhouding wat bestaan tussen groeperings wit mense, het hulle dit al lankal al uitgesorteer. Maar hulle vat nie daai verantwoordelikheid nie. Jy sien, dit is baie maklik om jou mond uit te spoel, en dan om terug te sit en te verwag dat iemand anders dit die werk moet doen. En dan wanneer iemand kom met 'n goed deurdagte plan, om dan weer jou mond uit te spoel en sê, dis nie vir my nie. Maar jy eintlik flip en niks gedoen nie. En dis een van die dinge wat vir my die grootste irriteer. Veral vir my as 'n boer. We have got so many groupings in the boere gemeenskap. So many groupings. And all these flipping groupings have got no proper plan in place. Nie een van die groeperings kan eens vir jou vertel hoe om die effektebeurs te beskerm nie. Rudy, goeiemôre. Nie een van hulle kan dit vir jou vertel nie. Nie een van hulle kan vir jou vertel waar die internet substasie is wat beskerm moet word wanneer daar 'n oorname is nie. Daardie internet substasie is in die Kaapkolonie. Gelukkig is dit die United Cape States se verantwoordelikheid om daai plek te beskerm. Daar gee ek julle nou die antwoord. It's not just a question of our government is corrupt, we need a revolution and we're going to take up the weapons. It does not work like that. As die boer nou die wapen moet opneem teen hierdie korruptheid die bokant om, dan sê ek nou vir jou is daar 2-3 bataljonne Chinese hierso om hierdie korruptheid te beskerm. En dan is ons heeltemal moer toe. Ek het gister my boek weer geadverteer. Baie likes gekry, maar niemand het bestel nie. Dit is pateties. Het is wat het is, alles op sy eie tyd. Ek sal vandag weer sien adverteer. Ons moet verstaan dat die familie is die belangrikste komponent van enige samelewing. The family is recognized as the primary community in which children are nurtured, values are transmitted, and civic responsibility is first learned. The Constitution shall protect the integrity of the family, while recognizing that families take different lawful forms and circumstances within society. Anton, wat sê jy? Government shall support families without unnecessarily replacing their responsibilities. Nou gaan ons kom by die verantwoordelikhede van die burger. So ons moet hierdie ding verstaan. Het jou familiegroepering. Familiegroepering word gemeenskappe, gemeenskappe word state, die boerstaat. Alright. Die Zulu staat. Ek weet nie of julle gehoor het van Zuma wat nou weer sy mond uitspeel nie. En dit lyk asof Zululand wil beweeg na afstigting. Sesering. Die probleem is, hulle het nie die internasionale gemeenskap om hulle te ondersteun nie. Ons het. Hulle het nie. Want alles wat ons doen, alles wat ons vertel, filter deur na al hierdie verskillende konings en gemeenskappe toe, dat hulle reg in eie hande wil neem. En hulle gaan hulle alie sien. Dit kan dalk bloei in Zululand.
dit gaan 'n gemors afgee. So die verantwoordelikhede van die burger. Elke burger moet die konstitusie respekteer. Die regte van ander respekteer. Contribute productively to society. Jy moet 'n ordentlike deelname hê. Care for the vulnerable. Weet julle hoe, hier langs my is 'n ouerhuis. 'n retirement village. Ou mense. En hulle word goed na gekyk, dit is 'n dierplek. Maar my vraag is altyd, hoeveel van hierdie mensies kry besoeke van hulle eie kinders? How many of them are just lonely? Protect public property, participate in civic life. Die boere hou daarvan, ons hou van ons siviele lewe. Ons hou daarvan om na konserte te gaan kyk, ons hou daarvan om te braai, ons hou van rugby. So ons is deel, in ons kultuur is ons deel daarvan. Maar ons moet nog steeds ander kultuurerfenisse ook beleef. Verskoon tog, dat ek 'n slukkie koffie vat. Wat van volksfeeste? Volksdanse. Met ons voortrekker rokkies en voortrekker klere, mansklere en pakke en ons kleure en ons vlae en toutrek en kegelbal en al hierdie goed wat eie is aan 'n boer. Ruiterkuns, you name it. Cultural things. Die Skotte hou weer van hulle bagpipes. Jy's reg, Willie. Maar die muur het 'n koningin, of 'n koning, of 'n leier. Ons moet leer om saam te werk. Promote peace within the community, exercise freedom, responsibility. Ons moet verstaan, dit is, en ek hamer op hierdie punt, want jou familie is groter as wat jy is. Ja, dit is die boervolk. Ja, dit is die wit gemeenskap. Hoeveel keer het ons gekyk na die feit dat ons as boere weermag, nasionale weermag, nie sonder die soutstringe kon beklei daarbo nie. We had the South African Englishman with us, shoulder to shoulder. My ma was 'n Engelse dame en my pa was 'n boer. Ek het meer geneig om met die Engelse te gesels. Was my beste vriende gewees in die weermag. Rodney Edward Shaw, Dusty Haney Robertson, DJ Rou. Daai 3. Wat deel wees van my groep. Ek is nou 64 jaar oud. Ek sal die manne nooit vergeet nie. Nooit. Eendag sal ek die oorlewendes bymekaar bring en ons sal 'n braai hou. Die regte van die burger. Maar ek wil net eens by daai punt vassteek, familiepunt vassteek. Ons is 'n boerfamilie, daar's 'n Jan, ons is 'n Engelse familie, gesamentlik is ons 'n familie. Ons is 'n wit familie, ons is 'n groter familie. Dan is ons, wat hier op hierdie groep is, wat kyk na hierdie video's, ons is familie. Want my uitgangspunt is om jou lewe te verbeter, om vryheid vir jou te bring,
om beskerming vir jou te bring, om voorsienigheid vir jou te bring, om welvaart vir jou te bring. Dit is my hoofdoel. Ek doen dit vir familie. I'm doing it for family. Nee, moral of die. Without family, we can't do this. Ons kan nie. Hoe kan ek vir 'n ou sê, you've got my six, if you haven't got my six? Nee? Hoe kan ek vir iemand sê, jy het my rug, wanneer ek nie weet of jy my rug het nie? Dis tyd dat ons wegbeweeg van partypolitiek. Mense, partypolitiek gaan ons doodmaak, gaan ons uitwis. Ons moet wegbeweeg daarvan. We've got to get away from it. With this coming general elections, the ANC is going to get a blood nose. We know that. But the governmental body is hardly going to change. Hulle gaan pak kry in die munisipale verkiesings, maar die regerende instansie gaan skaars verander. Die regte van die burger. Every citizen shall enjoy the constitutional rights guaranteed by the federal constitution. Those rights shall be protected equally by every institution of the alliance. No office bearer shall stand above the constitutional rights of the people. Selfs die federale president kan nie bo die familie staan nie. Die federale alliansie president staan onder die familie. Hou jou op. Hou jou bo. Hou jou eerste. Beskerm jou regte. Beskerm jou vryheid. Protects your finances. Protects your wealth. Protects your living standards. Lifts you up. Hou jou bo. Wolf, Isco, baie welkom. Welcome you with us. It's the first time that you come up, Wolf. I like your name. Welcome. So the federal president, family first. Protect the family. Lift up the family. That brings us to the principle of stewardship. Citizens inherit the alliance from previous generations. That will be great. They hold it in constitutional trust for those who follow. Citizens are therefore not merely beneficiaries of the Constitution. They are its future custodians. Jy sien, die familie is wat die alliansie besit, wat die konstitusie besit, wat dit moet beskerm vir ons nageslagte. Dit is wat die familie moet doen. The constitutional principle. The strength of the alliance, luister na hierdie een, shall always be measured not by the power of its government, but by the character of its people. Die mag van die alliansie sal nie gemeet word deur die sterkte van sy regering nie, maar het sal gemeet word deur die karakter van sy mense. Goeiemôre Juliana. Dis ook jou eerste keer dat jy hier is, dink ek. Ek is seker. Daar's nie 'n fotootjie by nie. And this is basically this whole constitutional idea that I've spoken to you about brings us basically to the end of what I call the living constitution. 'n lewendige konstitusie. 'n konstitusie wat werk, 'n konstitusie wat vir jou gaan deurbring. En dit is die federale alliansie. Ek het nou baie video's gemaak in Afrikaans en in Engels oor die federale alliansie. Ek het vir julle omtrent 'n week terug gesê of 2 weke terug gesê ek wil begin 'n
live gaan. Dit gaan beteken dat ons sekere mense gaan opkry om mee te gesels. Ek sal sekere goed in plek moet sit, soos 'n klein mini-studio tipe ding. Ek het gelukkig oorfone en ek het 'n goeie mikrofoon. En dan sal ek die video's moet begin live maak. En dan kan mense opkom terwyl ons die live doen. Kan mense opkom en kommentaar lewer. En ja, dat ons die waarheid daar buite kry. Ek is gatvol vir hierdie patetiese politikuste en hierdie patetiese sakemanne. Jy weet, hulle almal spoel hulle monde uit, soos Ernst Roets en Hertzog en al hierdie flippende ouens. Hertzog het die geld, Roets het die bek, maar nie een van hulle die wilskrag nie. Nie een van hulle die wilskrag nie. If you are not willing to sacrifice everything, you've sacrificed nothing. Dit moet oor hierdie verkoue kom. As jy nie bereid is om alles op te offer nie, dan het jy niks opgeoffer nie. So van ons kant af, van ons dankie sê vir almal wat vir ons ondersteun. Daar's mense wat vir ons meer ondersteun as ander. Dit is basically net so plus minus 15 mense wat vir ons ondersteun. Party ondersteun deur hulle federale alliansie R56 te betaal. Party ondersteun met R200 of R250. Hoe ook al jy vir ons ondersteun, ons is dankbaar vir dit. We are grateful. What does it do? It helps us to live. It helps us to do what we are doing and to go to meetings. Om mense te gaan sien, om mense te kan bel, om goed daar buite te sit. Jy is my familie. We are family. And we need to get that right. Ons moet daai kop skuif maak. That head shift. Daai kop skuif moet ons maak. Dat ons is familie. En ons moet saam staan. By mekaar staan om hierdie ding te laat werk. As ons dit nie doen nie, gaan flippe niemand anders dit doen nie. Nobody's going to do it. People are living in apathetic lives. Weet julle wat is apathiese lewenstyl? Apathetic lives. An apathetic lifestyle is one where people say, it will never happen to me. Dit sal nie met my gebeur nie. Dit sal met iemand anders te gebeur, maar dit sal nie met my gebeur nie. Ons kan net kyk na die basiese goed wat met jou gebeur. Hoe baie betaal jy vir belasting? Nee? Hoe baie betaal jy vir brandstof? Hoe baie betaal jy vir medies? Hier is 'n vraag. Hoeveel van julle moes mediese goeders doen? Of mediese onkostes gehad, wat julle eenvoudig net nie kon doen nie? You had a crisis. You needed medical aid. And you just could not do it. You would have been able to do it if the tax was significantly lower, if the petrol price was lower, if your standard and cost of living was lower, and if the medical aid was for the people, by the people, not for the corporates. And if you could not do it,
you would be able to knock on the government's door. Jy kon gaan klop het by die regering en gesê het, ja mense, ek het hierdie doodsgevaarlike operasie wat my familielid moet hê, ondersteun ons asseblief. En die regering sê, ons kan kyk na jou sake, ons kan sien jy kan dit nie doen nie, ons gaan jou help. As ons 'n familieregering gehad het, sou daar nie swart of wit plakkerskampe gewees het nie. Dis naweek. Môre is dit die litmustoets van die bokke. As jy 'n rugby ondersteuner is soos ek, dan kom ons kyk of die bokke dit kan doen. Kom ons geniet die naweek. Kom ons vertrou die Here dat hy vir ons gaan help om hierdie wa deur die drif te trek. Trust in him, whether you're a Christian or not. We're going to do this by the grace of God, because we are citizens, freelanders, vryburgers. A citizen is a burger. Citizen, burger. Vryburger, freelander. Then we are Boere, English, Afrikaans, Engels. Ek het Engels 2 keer gesê, ons kan maar. Scots, Venda, Peri, Tsonga, ons is flippend verskillende nasies. Under God, one nation of many nations. Onder God, een nasie van baie nasies. Dit is die doel van die alliansie. Boer staat op sy eie. Selfregering. 'n Kaapstaat op sy eie, selfregering. 'n Tswana staat op sy eie, selfregering. 'n Zulu staat op sy eie, selfregering. Ensovoorts, onder die sambreel van die alliansie, wat seker maak dat daar behoorlike samewerking is. Want jy kan dit nie alleen doen nie. You can't do it alone. There is no way. There is no way. Saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. With God, unity is strength. There is no other way. Have a fabulous Friday. Fantastiese naweek, alles wat mooi is. Salut.